Ons hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde geskep het, en wat getrou bly tot in alle ewigheid. Ontvang nou die Here se groetseën en sy erediens. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en ons Here Jesus Christus, gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing Psalm 50 saam. Ons loof die Here en ons sing saam Psalm 50, daarvan sing ons die eerste 2 verse. God kan nie swyg nie. Hy kom met vuur wat voor hom heen verteer. Geweldig storm dit rondom hom. Aardsregter daal op die aarde neer en roep die aarde en die hemel aan om as hy straf om by te staan. Kom ons sing hierdie psalm ook met die oog op die prediking, veral waar ons hier sing die Here wat kom, hy daal neer. Psalm 50 daarvan die eerste en die tweede vers, en dan gaan ons geloof saam bely. Saam in die kerk reg oor die wêreld en deur al die eeue heen. Ons bely ons geloof saam aan die hand van die apostoliese geloofsbelijdenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, waar die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het. Wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. En ek glo in die Heilige Gees aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes. Ek glo aan die opstanding van die liggaam, en ek glo aan ewige lewe. Amen. Ons lees die Here se wet saam, dis wat die Here dit vir ons in sy woord gee, die woord van die Here. Voordat ons dit lees ek ook vir ons enkele verse uit hoofstuk 19 van Exodus uit, daarvan 10de en die 11de vers. Verder het die Here aan Moses gesê, gaan na die volk en heilig hulle vandag en môre en laat hulle klere was en hulle gereed hou teen die 3de dag, want op die 3de dag sal die Here voor die oë van die hele volk op die berg Sinaï afdaal. En dan ook verse 18, hoofstuk 19, Exodus 19 vers 18 tot 20. Die hele berg Sinaï het gerook, omdat die Here in 'n vuur daarop neergedaal het.
en sy rook het opgetrek soos die rook van 'n oond, en die hele berg het vreeslik gebewe. Toe die geluid van die woestyn sterker en sterker word, het Moses gespreek en God het hom telkens hardop geantwoord. Terwyl die Here op die berg Sinaï neerdal, op die top van die berg, het die Here Moses na die top van die berg geroep, en Moses het opgeklim. Dan hoofstuk 20 vers 1. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. En toe die hele volk die donderslae en die blitse en die geluid van die basuin en die rokende berg bemerk, het die volk dit gesien en gebewe en op 'n afstand bly staan. En hulle het vir Moses gesê, spreek nie met ons, dat ons kan luister, maar laat God nie met ons spreek nie, anders sterwe ons. Toe antwoord Moses die volk, wees nie bevrees nie, want God het gekom om julle te beproef, en dat sy vrees voor julle oë mag wees, sodat julle nie sondig nie. So die volk kan op 'n afstand bly staan, maar Moses het nader gegaan na die wolkedonkerheid waar God was. Psalm 65, antwoord die woord. Daarvan gaan ons sing die 2de en die 6de vers. Vers 2, ons God wat ons van ons sonde skuld verlos. Daarom kan ons nie anders as om te sing, vers 6, dat ons vir hom ons dank skuldig is. Psalm 65, maar van die 2de en die 6de strofe, so daarna gaan ons saam bid.
Kom ons bid nou saam. Onse Vader in die hemele, U is heilig, heilig, heilig. U is die troon bo alle trone. Mense op die aarde mag dink, hulle besit mag en gesag. Mag hulle maar U ontmoet. Besef hulle, wie kom toe al die mag, al die gesag, al die krag, en al die heerlikheid, tot in ewigheid. O Here, dat U regeer oor alle konings en alle heerskapye, dat U regeer oor elke een se lewe tot in die fynste besonderhede, tot soveel sodat 'n haar nie van ons kop val, sodat U dit nie weet nie, en sodat U hulle nie tel nie, en dat daar nie eers 'n mossie uit die hemel uitval, sonder dat dit U wil is nie. Dit is iets wat ons verstande te bowe gaan. So wil U ons troos met U heerlikheid, en met U majesteit. Ons worstel met ons sondes, Here. Ons skulde is al van ons jeugenis, mag ons gesing het. Vorige week het ons ook daarby stilgestaan dat selfs ons sondes van ons jonkheid maak ons nog benoud. O Here, wonderlikste woorde mag ons ook gesing het. Die versoeningswoorde mag ruis en uitklink. En dis die woorde van U woord. Dis die woorde van die evangelie. Dis die woorde van U wat versoening kom bewerk het in die Seun Jesus Christus en deur die Heilige Gees se kragtige werk. En dis hoekom ons hier is vanoggend. Ons wil nie na U toe kom trotsaards nie, so hoogmoedig is nie. Ons wil kom in nederigheid, hier te ontmoet, want ons besef, ons kan met ons lewens voor U niks verdien nie. Ons verdien alleen maar die ewige dood en die hel. Dis wat ons verdien. Maar U het versoening bewerk in Christus. Mag U vriendelike aangesig weer hier kom ontmoet, onder U seën. Daarvoor kan ons U ewiglik dankbaar wees. Wil U nou hier met ons saam wees, o Here? As U nie met ons hier saam is nie, kan ons nou maar weggaan. Dan is hierdie alles te vergeefs. Ons pleit U dat U meer en meer dit so sal gee en so sal bewerk, dat hierdie nie mense se erediens is nie, maar dat dit U is wat ons werklik kom ontmoet hier. Ag, mag U dit tog so gee, o Here. Wil U ons in die genade aansien? Dink aan U verbond, o Here. Dink aan Christus se volmaakte offer. Gee ons tog nie aan onsself oor nie. Ons bid en smeek dit in ons Here Jesus Christus se naam. Amen. Kom ons sing Psalm 18, waarvan die 4de en die 5de vers. Die digter het na die Here toe geroep en na die Here gepleit, en sy stem het deurgedring tot in sy paleis. Dit sing ons in Psalm 18 en die 3de vers, wat ons nou nie gaan sing nie. En toe het die Here neergedaal, waarvan ons nou gaan sing in verse 4 en verse 5. Psalm 18, strofes 4 en 5.
Ons gaan as die Here wil vir die volgende paar Sondae stil staan by die profeet Micha. Micha, wat dit mag beteken het, geprofeteer in die jare 47 tot omtrent so 700 of miskien 'n bietjie daarna voor Christus. Toe het hy geprofeteer. Hy het gebly in Juda, so die Here se volk Israel was een volk gewees en toe skeer die Here se volk in twee en Israel is die Noordryk, of het word ook genoem die 10 stammeryk en Juda is die Suidryk, of word ook genoem die 2 stammeryk. So dis Israel in die noorde, Juda in die suide, 10 stammeryk of 2 stammeryk. En Israel se hoofstad was Samaria gewees en Juda, die Suidryk, se hoofstad was gewees Jerusalem. Het is belangrik om hierdie net van mekaar te onderskei as ons nou so daarvan ook gaan lees. Net in die eerste vers word al gepraat van Samaria en Jerusalem. So met ander woorde, Samaria die hoofstad van Israel, Jerusalem die hoofstad van Juda. Kom ons lees dan vanoggend saam Micha hoofstuk 1. Micha 1 vanaf vers 1. Die woord van die Here wat tot Micha die Morastiet gekom het in die dae van Jotam, Agas, Hiskia, konings van Juda, wat hy gesien het aangaande Samaria en Jerusalem. O volke, luister almal saam. O aarde en sy volheid, let op, sodat die Here getuie teen julle kan wees. Die Here uit sy heilige paleis. Want kyk, die Here gaan uit sy woonplek uit en hy daal neer en betree die hoogtes van die aarde en die berge smelt onder hom en die laagtes skeur oop soos was voor die vuur, soos water wat langs 'n helling afstroom. Dit alles vanweë die oortreding van Jakob en vanweë die sondes van die huis van Israel. Wie is die oorsaak van die oortreding van Jakob? Is dit nie Samaria nie? En wie is die oorsaak van die hoogtes van Juda? Is dit nie Jerusalem nie? Daarom sal ek Samaria puinhoop maak op die veld, 'n plek om wingerdstokke te plant. En ek sal haar klippe in die dal laat afrol en haar fondamente bloot lê. En al haar gesneede beelde sal stikkend geslaan en al wat sy as hoereloon ontvang het met vuur verbrand word en al haar afgode sal ek tot 'n verwoesting maak, want uit hoereloon het sy dit versamel en tot hoereloon sal dit terugkeer. Daaroor wil ek rou klaag en huil, kaalvoet en naloop. Wil klaar soos die jakkalse en treur soos die volstruise. Waarlik, haar wonde is ongeneeslik, want dit het gekom tot by Juda, dit reik tot aan die poort van my volk, tot by Jerusalem. Moet dit nie in gat vertel nie, weet daar ganselik nie. En met Ofra het ek my in die stof gewentel. Trek weg in smadelike naaktheid, o inwoners van Safir. Die inwoners van Saanan trek nie uit nie. Die weeklaagte van Bet Haesel sal julle daar die verblyf ontneem. Want die inwoners van Marot wag in pyn op iets goeds, omdat onheil neerdal van die Here na die poort van Jerusalem. Span die perde voor die wa, o inwoners van Lages. Dit was die begin van sonde vir die dogter van Sion, dat die oortreding van Israel in jou gevind is. Waarom moet jy 'n afskeidsgeskenk gee aan Moreset-gat? Die huise van Agsib sal 'n teleurstelling wees vir die konings van Israel. Nogmaals sal ek jou 'n veroweraar bring, o inwoner van Maresa. Die adel van Israel sal tot by Adullam kom. Maak 'n kalte op jou hoof en skeer jou weens jou troetelkinders. Maak die kaalplek groot soos die van 'n aasvoël, omdat hulle van jou weggevoer is in ballingskap. Want kyk, vers 3, kyk,
Die Here gaan uit sy woonplek uit en hy daal neer en hy betree die hoogtes van die aarde en die berge smelt onder hom en die laagtes skeur oop, soos was voor die vuur, soos water wat langs 'n helling afstroom. Dit alles vanweë die oortreding van Jakob en vanweë die sondes van die huis van Israel. Die woordsuster, die tema van ons prediking vanoggend is: die heilige verbondsgod daal neer en verklaar 'n heilige oorlog teen sonde. Die heilige verbondsgod daal neer en hy verklaar 'n heilige oorlog teen sonde. Elke gelowige wag met verlange na die vervulling van die woorde van 1 Tessalonisense 4 vers 16, waar daar staan: want die Here self, dis ons Here Jesus Christus, hy sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met die geklank van die besuin van God. Dis asof ons werk met een oog op die hemele. En ons besef ons het 'n groot roeping wat ons Here en ons God op ons gelê het. En ag, ons het die roeping nie verontagsaam nie. Ons doen ons beroep so met die een oog op die hemele. Mag ons Here, mag ons middelaar, die een in wie ons nou alreeds mag wees, mag hy tog kom. Mag hy kom. Openbaring 22. Iets soortgelyks het die Here se profeet Micha ook geprofeteer vir die Here se volk. Vers 1 maak dit vir ons baie duidelik dat hierdie woorde nie Micha se woorde was nie, maar hierdie was die woorde van die Here. Met hierdie woord Here en in die 53 en in die 2020 vertaling word hierdie woord vertaal met die Here met hoofletters, word onderskei van ander woorde waarmee die Here ook genoem word. Maar hierdie woord Here met hoofletters, dis die woord vir die Here, die woordjie Jahweh. Die naam van die Here, Jahweh. Nou die groot klem van hierdie woord is die Here wat sy verbond opgerig het met sy volk. Dit is ons veral in die boek Exodus se eerste hoofstukke. Die woord Jahweh, een van die Here se name in die Bybel, plaas die klem veral daarop dat die Here 'n verbondsgod is. Hy het 'n verbond opgerig met sy volk. En hierdie is so belangrik vir die hele verstaan van die profete boeke. Hoekom sê ons so? Dit is belangrik want die volk van die Here hoef nie deur hulle optrede en hulle lewenswandel iets by die Here te bewerk nie. Hulle hoef nie iets by die Here te verdien nie. Want die Here het alreeds sy verbond met hulle opgerig. Die Here werk nie omkoop geskenke nie. Die Here probeer nie nou om sy volk om te koop, om te bekeer nie. Die Here hou nooit 'n wortel voor sy volk se gesig, so asof hulle iets by hom kan verdien nie. Veral met die klem op die woorde verdien. Die Here spoor ons wel aan tot goeie werke. Die skrif ken die leerstelling van 'n beloning wat op God se kinders wag. Dit lees ons elke male die Here se woord, 'n beloning wat op God se kinders wag. Broer en suster, die Here se volk hoef niks by die Here te verdien het. Die Here het hulle al klaar sy volk gemaak. Dis die hele kernbelangrike geskiedenis van die boek Exodus, waar die Here hulle alreeds daar verlos het uit die slawerny uit. En die boek Josua, waar die Here hulle alreeds daar die beloofde land ingeneem het. Hulle hoef niks te verdien by die Here nie. Die Here het alles reeds gegee. Hy het hulle alreeds verlos uit die slawerny uit. Die land vir hulle gegee. Hy het klaar alles vir hulle gedoen. Terwyl hulle menigmale teenoor hom gemurmureer het. Baie kere. Tog het hy hulle klaar gekoop vir homself. Hy het hulle klaar gekoop, hulle is syne. En met hulle, met hierdie volk wat hy nou verlos het uit Egipte uit, wat hy hierdie land gegee het, met hulle rig hy nou 'n verbond op. En weer nog as die vraag vra, maar hoekom sal hy nou met hulle 'n verbond oprig? Broer suster, hy rig met hulle 'n verbond op, want hy is 'n jaloerse God. Hy kan sy eiendom
Hy kan hierdie lieflingkind van hom, hy kan sy eerstgebore seun, hy kan haar nie deel met die afgode nie. Hoe kan hy toekyk as sy volk in die modder rondploeter, as sy volk met die afgode en met die wêreld hoereer, terwyl hy vir haar 'n luukse vakansie by die see bewerk het? Maar sy is gelukkig met die moddervakansie by die huis. Hoe kan die Here sy volk los? As hulle self in hierdie verderf instort. Hy kan sy volk tog nie net laat begaan nie, dit sou liefdeloos gewees het. Hy sal moet intree, hy moet. Sy verbondsliefde staan vas. Maar vir sy hardkoppige volk gaan sagte woorde nie altyd help nie. Sal moet ernstiger word, want sy weier om te hoor en sy weier om te luister en sy weier om te bekeer. Dan moet ons onsself ook afvra, waar staan ons as ons hierdie woorde hoor? Waar staan jy, geliefde, as jy hierdie woorde hoor? Boek Micha begin op 'n aangrypende manier. O volke, luister. Let op, o julle aarde. Nou, dit sê wat hier nou gaan gebeur, dit moenie iewers in 'n hoekie plaasvind nie. Wat nou gaan kom, moet almal sien. Hierdie is hoofnuus vir elke televisiestasie reg oor die wêreld. Dis wat hierdie vers 2 sê. Hierdie is hoofnuus vir elke televisiestasie reg oor die wêreld, in elke taal en op elke gebied op hierdie aarde moet gesien word wat nou gaan gebeur. Eindig vers 2 met die Here is getuie teen julle. So al die volke en al die nasies word na hierdie hofsitting toegeroep. Hulle word na hierdie hofsitting toegedaag. Ons 'n getuie wat gaan getuig teen hulle, en hulle word geroep. Geen mense werke gaan ons ongesiens verby by die Almagtige en die grootste koning. Geen werke gaan by hom verby. En hier kom die Almagtige uit sy heilige paleis, waar die hofsaak begin. En dan in verse 3 en 4 word dit aangrypend beskryf hoe die Almagtige verbondsgod kom. Hy daal neer. Staan daar in vers 3, hy betree die hoogtes van die aarde. Nou hierdie woorde betree is 'n sterk woord, daar staan eintlik hy vertrap, of hy betrap dit. As hy kom, dan smel die berge onder hom. Kan jy dit indink, geliefde? Die berge onder hom smelt. Ons almal is baie bekend met Kerswas, en wat met Kerswas gebeur as ons nou die vlammetjie, die vuur aansteek van die kers. Die Kerswas loop so oor, en dit smelt sommer net so weg, en dit loop die hele plek daar rondom van die kers, is dit net vol Kerswas. Kan jy dit indink, broer en suster, hoe smelt 'n berg soos die Drakensberge, hoe smelt so 'n berg weg, en dit loop net so af van die berg af, soos Kerswas wat afloop, as die Here op daardie berg neerdal. Vers 4 sê die laagte skeur oop. Miskien dit nou baie goed in ons tyd. As daar maar net 'n bietjie water begin vloei, nie lank nie, dan is daar sommer 'n skeur in die aarde, hoe dit oopgeskeur is van die water wat daardeur vloei. So skeur die valleie oop onder die Here, sê vers 3 en 4. Dis 'n skrikwekkende beeld wat hier gebruik word. Wil ons bring om te besef hoe heerlik en hoe verterende vuur ons Here is. Nou is daar iets baie aangrypends tot hierso toe. Tot en met vers 4 sou die Here se volk redelik rustig gewees het. Die Here se volk sou gedink het iets van die volgende. Hulle sou gesê het, ja julle volke, julle beter nou wakker skrik, want hier kom moeilikheid vir julle. Ja, julle almal wat so op die aarde woon, julle volke, julle heidene nasies daar ver, julle wat die Here nie dien nie en die afgode aanbid, die Here gaan neerdal en dan sal hy met julle afreken. En juist dan kom die aangrypende woorde van vers 5.
Die Here daal neer vanweë die oortredinge en vanweë die sondes van sy eie volk. Samaria en Jerusalem, die twee hoofstede, het vrot geword. En vandaar trek die oortredinge en die sondes die hele land deur. En broer en suster, hierdie eerste deel van Micha 1 was bedoel om die Here se volk wit te laat van die skrik. Kom hierdie asemrowende en hierdie skrikwekkende God om ons te besoek. Petrus 4 vers 17 is toe waar, want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God. Broer en suster, ons moenie onsself uitreken nie. Ons moenie dieselfde maak as die volk van ouds nie. Ons is so goed hiermee, om net 'n voorbeeld te noem. So maklik na erediens sal ons sê, "Jy was daardie gesin, was daardie man, was daardie vrou, nou nie maar nie vandag in die erediens gewees nie, hulle moes hierdie gehoor het." Nie noodwendig nie, broer en suster. Ons wat hier vandag is, wat deur die Here en deur sy Gees hier by mekaar gemaak is om hom te ontmoet. Ons is hulle wat hierdie vandag moet hoor. Nie vir al die mense daar buite nie, vir al ons. Hier kom die Here en hy praat met sy eie volk. Praat nie met die mense daar ver nie, miskien met hulle ook. Hulle aanskou hoe die Here werk met sy eie volk. Hoor die woord van die Here, broer en suster, dis vir jou. Dis vir my. Dis vir ons. Die verbondsgod verklaar 'n heilige oorlog teen sy eie volk se sondes en hulle oortredinge. Dit word in hierdie eerste hoofstuk van Micha uitpasy, die heilige verbondsgod verklaar 'n heilige oorlog teen sy eie volk se sondes en hulle oortredinge. Kom ons sê dit vir ons vandag. Ons verbondsgod verklaar 'n heilige oorlog teen sy kerk, die geformeerde kerk Vaalwater, se sondes en oortredinge. Die Here is werklik heilig. Sonde kan hy nie laat oorsien. En tog, vir hoeveel jaar het hy nie? Maar die toren, die heilige van die woede van die Here, dit is sy toren. Die Here se toren is sy heilige woede. Sy heilige woede word vol. Ons kan amper die beeld gebruik van 'n pyl en 'n boog wat geskiet word. En stadig word die boog gespan en hy word getrek. Die volk is so besig om die Here se toren, om sy heilige woede op te wek, maar sy toren is nog nie vol nie. En dan in vers 6 en 7 kondig die verbondsgod sy oordeel aan oor Samaria. Die pyl word geskiet. Here se toren, sy heilige woede het vol geword. Samaria sal 'n pynhoop word, soos 'n hoop klippe in die veld wat 'n boer uithaal as hy daar ploeg, daar wil plant, dan sal so 'n hoop klippe wat daar lê, so sal Samaria word. Eens op 'n tyd was dit 'n mooi stad, maar dit sal net wingerdstokke wees wat daar staan. Daar sal niks oorbly van daardie stad. Al haar afgodery sal niks van oorbly nie. Dit sê verse 6 en 7 baie duidelik. Vers 7 noem haar skatte hoereloon. Hierdie was baie meer waarskynlik, of dit was waarskynlik baie meer in die algemeen. Haar rykdom en haar skatte in die algemeen dra die merk van skande. Haar weelde en haar skatte, dit kom van hoereloon, van afgodery. Dit dra die merk van mammon aanbidding. Sy aanbid eintlik mammon, en dis waarvan sy al haar afgode en al haar beelde vandaan kry, en al haar skatte. Dit was bevlek van bedrog, dit was omkoop geskenke. Dit is versamel met geweld. Met geweld het hulle dit van die armes geneem, hoofstuk 2. Volgende week, as die Here wil, gaan ons daarby stil staan. Of sommer is dit net geroof. Dis hoereloon. 2 vers 2, dis gesteel. Dis inkomste uit afgodery.
So is haar beelde hoereloon, versamel uit hebsug en gierigheid. En aangrypende van dit alles is dat dit tot hoereloon sal terugkeer, die einde van vers 7. Ja, Assiriërs gaan dit alles kom by mekaar maak, alles kom versamel, en hulle sondige partytjie sal hulle dit net weer uitspeel en verkwansel vir hulle afgode. Wat sê dit? Israel se sonde was 'n nuttelose bestaan. Broer en suster, sien dit raak. Israel se sonde was 'n nuttelose bestaan. Had van haar niks oorgebly, net ballingskap. Vers 16, weggevoer na vreemde land. Na sonde het sy 'n nuttelose bestaan gevoer. Tereg wil Micha dan rou en treur. Ons sukkel om die grootheid hiervan te besef, maar kaalvoet, ons kyk partykeer 'n bietjie vreemd na mense wat kaalvoet loop, maar kaalvoet is nie al die naak. Wil Micha rondloop in die stad en treur en huil. Want dit is verskriklik. Dit wat die volk doen en dit wat hulle gaan oorkom, dis verskriklik. As van sy mense niks oor nie. Die heilige oorlog van hulle eie verbondsgod verteer hulle. Let op die woorde ek in vers 6 en 7, broer en suster, 3 keer lees ons daar die woorde ek, en is die woorde ek met 'n hoofletter. Let op die woorde in vers 12, onheil daal neer van die Here. Die heilige oorlog van hulle eie verbondsgod verteer hulle. Maar wonde is ongeneeslik, vers 9, dis groot woorde. Sonde en oortredinge is werklike vernietiging. Werklike kanker, verteer en niks oorlaat. Dit laat van 'n stad 'n hoop klippe oor. Kom ons sê dit laat van jou huis 'n hoop klippe oor, 'n bouval en al wat miskien sal oorbly is die fondamente. Verse 10 tot 15 is eintlik 'n besondere stuk poësie wat geskryf is. As ons hierdie verse 10 tot 15 lees, dan is dit vir ons moeilik om dit te verstaan en dit lyk vir ons so de mekaar en ons kan nie agterkom wat daar aangaan nie. En dis plekname hier en daar en jy sukkel so om sin te maak wat hier aangaan in hierdie verse 10 en 15, 10 tot 15. Maar eintlik is hierdie 6 verse vol van woordspelings. Nou, dit is verlore in die vertaling, want mens kan dit nie verstaan of jy kan dit nie opmerk as mens dit nie in die oorspronklike taal lees nie. Daarom maak hierdie verse 10 tot 15 vir ons eintlik glad nie sin nie. Maar met elke pleknaam wat genoem word, is daar 'n woordspeling wat genoem word in verband met daardie pleknaam. Miskien as ons dit in ons eie taal wou toepas, dan sou dit iets van die volgende gewees het. Die mense van Valwater loop almal vaal rond op die strate. Die mense van Barabat het hulle koud geskrik van die vyand wat hulle kom inval het. Die mense van Potgietersrus het geen rus vir hulle siele gehad nie. So gaan dit aan van stuitjie tot stuitjie, al om Micha se geboortedorp, almal die stuitjies van Juda, so word hulle opgenoem. Hele paar van hulle. En dis onheil op onheil wat genoem word en skande wat hulle tref, want die heilige verbondsgod verklaar 'n heilige oorlog teen sy eie volk. Dan eindig vers 16 met Micha wat 'n kaalte op sy hoof maak. Hy wil lyk soos 'n aasvoël, wat geen vere op sy hele gesig het. So treur hy vir sy volk se sondes. Liewe broer en suster, die openbaringsgeskiedenis van die Here wat neerdal, eindig nie hier nie. Dit is baie groot woorde. Ons het besonders gesien in Eksodus hoe die Here ook daar neergedaal het,
Maar nie daar om te oordeel en te straf nie, daar daal die Here neer om sy verbond vir sy volk te gee, om sy verbond met sy volk op te rig. Eksodus 3 vers 8 lees ons ook daar dat die Here neerdaal terwyl sy volk daar in die kwellinge is van die Egiptenare en daar daal die Here neer om sy volk te verlos. En Numeri 11 vers 25 daal die Here ook neer in die wolk en dan spreek hy daar met Moses en dan gee hy sy gees vir die 70 oudstes. Oor die woorde van Jesaja 64 vers 1 tot 3. Daar smeek die volk en Jesaja dat die Here wou neerdaal. Daar staan, ag, as hy maar die hemele wou skeer, as hy maar wou neerdaal, dat die berge wankel voor u aangesig, soos vuur die houtjies aan die brandsteek, vuur die water laat opborrel, om die naam aan u teestanders bekend te maak, sodat nasies voor u aangesig kan bewe, wanneer u vreeslike dinge doen, waar ons nie op gehoop het nie, as u maar wou neerdaal, sodat die berge wankel voor u aangesig. En hierdie verbondsgod daal werklik neer die geskiedenis, liewe broer en suster. Ons het onlangs by Johannes 6 stil gestaan. En net in daardie hoofstuk word dit alreeds 6 keer genoem. Die Here Jesus Christus sê, ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. Johannes 3 vers 13, die seun van die mens daal neer uit die hemele. Of Efesiërs 4 vers 9 tot 10, hy het opgevaar. Wat beteken dit anders as dat hy ook eers neergedaal het in die onderste dele van die aarde? Hy het neergedaal na hierdie aarde toe. Christus Jesus, die seun van God. God self. En dan daal die Heilige Gees op hom neer, as hy gedoop word in die Jordaan. Dan sien ons in die evangelies hoe hierdie Christus wat neergedaal het, waar die Heilige Gees op neergedaal het, hoe hy 'n heilige oorlog verklaar teen sonde en teen die gevolge van sonde. Hy maak mense gesond, fisies ook, maak hy mense gesond, want dis die gevolge van die sonde, ons voel dit nog in ons liggame. Elke dag, hoe word ons liggame nie afgetakel nie? Hoe baie kere is dit nie van wie ons sondes nie? Christus kom en hy verklaar 'n heilige oorlog teen sonde, fisies, maar ook veral geestelik. Hy kom en juist hiervan word hy van godslasterlik beskuldig, as hy kom en as hy kom sondes vergewe. Die sondes is vergewe. Dis bekende woorde op die Here Jesus Christus se lippe. Gaan heen, sondig nie meer nie. Jou geloof het jou gered, gaan in vrede. Sy leringe wat hy geleer het en sy profeseë wat hy geprofeteer het, is vol van geregtigheid. Sy leringe is 'n heilige oorlog teen die sonde. Salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. So kan ons nog baie opnoem. Wees julle dan volmaak, soos julle Vader in die hemele volmaak is. Broer en suster, ons Here daal werklik neer en hy verklaar 'n heilige oorlog teen sonde. Maar wie kan standhou voor so 'n verterende vuur? Juist daarom sien ons hier dieselfde Jesus effens later op 'n kruis hang. En wat hy daar ingaan is vir hom helse, angste en pyn en Godverlatenheid. Want daar's 'n heilige oorlog aan die gang teen sondes en oortredinge. Daar's net een wat hierdie oorlog kan wen, en dit is God self. Die grootste wonder, die beste nuus wat jy kan kry, is dat hy al reeds hierdie oorlog gewen het. Christus het hierdie oorlog gewen op daardie kruis, en hy het opgestaan uit die dood uit. Die liewe gelowige, die Here is nog steeds besig om hierdie oorlog te wen in jou. Hoe? Sy Heilige Gees het neergedaal in die hemele uit, op hierdie aarde, om ons te leer en om ons te lei en om ons te herinner aan Christus. En hierdie Heilige Gees laat ons deel kry aan en in Christus en sy oorwinning. Liefde, sien hoe wonderlik is die Here, ons nuttelose bestaan van sonde kom oorwin hy. Hy voer hierdie oorlog en hy wen die oorlog.
En hy sal hom altyd wen in sy kinders, al kos dit hulle ballingskap. Al kos dit hulle moet by die dood omdraai. Hy sal oorwin. Dat ons nie die Heilige Gees bedroef nie, broer en suster. Dat ons nie die Heilige Gees weerstaan wat met hierdie heilige oorlog in ons besig is nie. Volhard, liewe gelowige. Hierdie Here, jou verlosser, gaan neerdal in die hemele. Hy gaan net so kom soos wat hy opgevaar het. En dan sal ook die nuwe Jerusalem neerdal in die hemele. En God sal sy tabernakel opslaan in ons midde. En die heilige oorlog teen sonde sal verby wees vir ewig. Hierdie belofte mag ons gaan stry teen ons sondes in Christus deur sy Gees. Amen. Ons antwoord op die Here se woord en ons sing Psalm 68. Daarvan gaan ons sing die eerste en die 4de vers. Ook hier gaan ons sing van die Here wat neerdal. Ook hierdie Psalm gaan oor die Here wat neerdal. Psalm 68, die eerste en die 4de strofes en daarna gaan ons saam bid en dank. Onse Vader in die hemele is, net U almagtig. Net U is heilig. U is gans anders. Daar's niks wat met U vergelyk kan word nie. Dis net U wat 'n heilige oorlog
verklaar oor sonde en dit kan oorwin. Goeie Hemelse Vader, ons wil U eer, dank en loof. Hierdie heilige oorlog verklaar. Ons besef wat 'n nuttelose bestaan is ons sondes en ons oortredinge. Smeek U, o Here, dat U ons daarvan sal kom skoon was. O Here, dis vir ons moeilik om te verander. Ons het hierdie troetel sondekies van ons, wat ons so vertroetel en waarvan ons nie wil bekeer nie. Partykeer kan ons nie ons lewens eers indink daarsonder nie. Juist dan wil ons U kom nader. U genade troon nader, en die pleit en die smeek, dat U ons werklik waar daarvan sal verlos. Dit is 'n verlossing, o Here. Sondes druk ons plat. Sondes maak dat die wêreld nie kan voortgaan. Sommige gevalle sien ons dit letterlik, waar die huwelik so aangetas en aangeval word, dat ons werklik onsself uitroei met ons sondes. Ag, wil U ons oë open dat ons dit sal sien, Here. Wil U ons bekeer, sodat ons onsself sal bekeer. Ons bid vir ons volk, waar ons ver afgedwaal het van U. Ons smeek U dat U sal terugdraai na U toe. Ons bid dat ons werklik weer 'n lig mag wees vir die ander volke en die ander nasies hier in ons land. Mag ons 'n suiwere getuienis wees van U vir hulle. Ons bid dat U arbeiders sal stuur onder ons en ook onder die ander volke, sodat U geëer mag word, dat U gedien mag word in hierdie land. Hemelse Vader, vergewe ons sondes. Lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Dat U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot alle ewigheid. Amen. Ons sing Psalm 97, daarvan eerste en derde vers, voordat die Here ons wegstuur. In sy wegstuur Psalm 97, daarvan die eerste en die derde vers. Wanneer die onweersvuur wat God het uitgestuur, daarheen storm, smel die trotsige bergtes met hulle rotse. Ganse hemelveld van skok en skrik ontstel, met God se geregtigheid, sy eer en majesteit aan alle volk gemeld. Amen.
ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met die almal. Amen.